Ons lees die oordenking vir die 26ste September uit Die Here is my herder met die vriendelike vergunning van Lizet Marie. Die opskrif by vandag se gedeelte is God se stem en ons teksvers kom uit Psalm 46 vers 7 en 8. Daar staan: Nasies kan raas en koninkryke wandel, maar as God sy stem laat hoor, smelt die aarde weg. Die Here, die Almagtige, is by ons. Die God van Jakob is vir ons 'n beskutting. God se autoriteit is sigbaar en hoorbaar dwars deur die psalms. Hy sit op sy hoë troon vanwaar hy die nasies en koninkryke beoordeel. In Psalm 103 vers 19 skryf die digter: Die Here het sy troon in die hemel gevestig. Sy heerskappy strek oor alles en almal. Die Here is koning oor alles en almal. Sy koningskap staan vas. Dis nie 'n aardse heerskappy sodat dit omvergewerp kan word nie. Nee, sy koningskap is in die hemel. Dis 'n ewige koningskap, onwankelbaar en sterk. Ons koning is soewerein. Sy stem weergalm dwars oor die aarde en bereik die uithoeke van die skepping. Wanneer hy praat, kan niemand standhou nie. Hy beveel en dit gebeur. Job besef God se almag teenoor ons nietigheid wanneer hy erken: met sy stem laat God magtige dinge gebeur. Hy doen groot dade en ons begryp dit nie, soos Job 37 vers 5. Tog buig hy af en luister wanneer ons roep. Hy ontferm hom oor sy kinders. Dan sal jy roep en die Here sal antwoord. Jy sal hom hulp roep en hy sal sê: hier is ek. Aldus Jesaja 58 vers 8. Wanneer God se stem gehoor word, sidder koninkryke, maar sy kinders juig. Vir hulle beteken sy stem hoop en redding. Almagtige God en Vader, dankie vir u stem wat ons troos en bemoedig en versterk en vul met nuwe vreugde. Amen. Dankie vir die saamkuier. Ek deel Lizet se kontak en webblad besonderhede in die inligtingsparagraaf van hierdie voorlesing. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizet se ander publikasies wat op hierdie platform beskikbaar is.